Kom ons sit net 'n oomblik. Ons sit en dink aan die week wat verby is. Ons sit en dink aan alles wat gebeur het. Die goed, die sleg, die stres, die bekommernisse wat daar is. En ons raak net bewus in wie se teenwoordigheid ons hier is. Hoekom ons vanoggend hier is? Omdat ons afhanklik is van ons hemelse Vader. Kom ons sit so, dan sing ons soos 'n wildsbok wat smag. Paulus sê die woorde, hieroor het ek die Here 3 maal gesmeek, dit wat van my moet wyk. Maar hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in jou swakheid volbring. En daarom sal ek my baie liewer op my swakhede beroem, sodat Christus se krag in my kan beskik. Die hemelse Vader, wat alles gemaak het, kom groet ons vanoggend met genade. Genade wat lewend geword het, wat gesterf het en weer opgestaan het deur Jesus Christus, wat vir ons die Heilige Gees afgestuur het, sodat ons werklik vrede op aarde kan beleef. Amen. Kom ons staan en prys ons die Here met lied 175 en lied 205.
my altyd merkwaardig hoe die Bybel oor die goeie lewe praat. En die beste daarvan is die Bybel begin nie met 'n lys of 'n definisie wanneer dit oor 'n getroue of 'n toegewyde lewe praat nie. Wanneer die Bybel oor die goeie lewe begin praat, begin dit met 'n prent, met beelde, met dit wat ons kan verstaan sodat ons dit kan sien. En ons sien dit in Psalm 1. Psalm 1 open die hele psalmbundel nie met 'n gebed of met 'n lied nie, maar eerder met 'n bekende beeld van 'n menselewe. 'n Lewe wat 'n rigting het, 'n lewe wat gaan oor keuses maak. En dan in die middel van hierdie psalm staan hierdie treffende woorde: hy is soos 'n boom geplant by waterstrome. Eeue later, baie eeue later, neem Jesus hierdie selfde beeld wanneer hy met sy disippels praat en hy sê vir hulle, ek is die ware wingerdstok. En ons gaan vandag kyk na hierdie twee tekste, na hierdie twee tekste wat duisende jare, honderde jare uitmekaar geskryf is, maar wat een groot waarheid deel. Geloof is nie iets wat jy net glo nie, maar dis iets waarin jy vas staan. Dit is iets waarin jy bly. So voor ons Psalm 1 en Johannes 15 lees, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, Here, dankie vir nog 'n Sondag wat ons hier by mekaar kan wees. Here, dankie vir nuwe lewe wat weer hierso buite is na hierdie reën wat geval het. Here, dankie vir U nabyheid in hierdie week wat was. Here, U weet hoe ons weke lyk. U weet hoe ons rondhardloop. U weet hoe ons sukkel om kop bo water te hou. Here, U ken ons uitdagings. U ken ons struikelinge. Here, U ken dit wat ons hartseer maak en bekommerd oor die toekoms. Maar Here, maak vanoggend ons harte rustig. Here, ons wil vra dat U ons 'n kalmte sal gee soos 'n waterstroom. Here, dat U ons 'n oop hart sal gee wat ontvanklik is vir die woord. 'n Hart wat nie net vanoggend sal hoor nie, maar dit sal leef. Dat dit elke dag deur ons are sal pomp. Here, ons wil ook so vanoggend vir U vra dat U ons instrumente sal maak. Dat U sal gaan saam met dies wat nie vanoggend hier kan wees nie. Dat U ook so by een en elkeen van hulle sal wees. Ons loof en ons prys U groot en heilige naam alleen. Amen. Ek lees vir ons eerste Psalm 1 en dan gaan ons oor na Johannes toe. Psalm 1 begin, gelukkig is die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, op die pad van sondaars gaan en staan in die byeenkoms van spotters sit nie, maar wat vreugde vind in die wet van die Here en sy wet dag en nag mymerend prewel. So iemand sal wees soos 'n boom wat geplant langs watervore, wat sy vrugte op sy tyd gee en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak, gedei. So is die goddeloses nie. Inteendeel, hulle is soos kaf wat die wind wegwaai. Daarom sal goddeloses nie kan opstaan tydens die regspraak of sondaars in die byeenkoms van regverdiges nie. Ja, die Here dra sorg vir pad van regverdiges, maar die pad van goddeloses loop dood. En dan in Johannes 15 vers 1 tot 8 sê Jesus die volgende vir sy disippels: Ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gegee het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot nie sy eie vrug kan dra as dit nie in die druiwestok bly nie, so sal julle ook nie
as julle so julle, ekskuus, en julle en ek en julle, net soos die loot nie sy eie vrug kan dra as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite gegooi en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. Net tot sover. Die uitdagings van die 2020 vertaling wat natuurlik ongelooflik moeilik lees. Ek wil begin vanoggend met 'n storie. Op 'n dag hou iemand stil bo op 'n berg. In voor hom is 'n klomp plantasies naby Tsenin. Hy staan en kyk oor hierdie laafveld en dit is een van daardie oomblikke waar alles stil raak en 'n mens dit half net wil inneem. So ver soos die oog kan sien, is dit bosbou, plantasies. 'n Voertuig ry nader en 'n bosbouer van 'n bekende maatskappy klim uit. Die vuurtoring het 'n voertuig opgemerk wat daar stil hou en hy het kom kyk wat aangaan. Hulle staan saam en hulle kyk oor hierdie landskap. Dit is pragtig. Dit is vol lewe. En toe vra die bosbouer 'n vraag wat amper eers simpel klink. Wat is 'n boom? En na 'n halwe minuut se doodse stilte kom die antwoord wat bly hang. A tree is a seed that took a stand. 'n Boom is 'n saad wat bly vas staan. Nie elke saad word noodwendig 'n boom nie, maar elke boom was eers 'n saad gewees. En as ons kyk na die gedagte dat elke saad nie 'n boom word nie, dan kan ons nie anders as om stil te staan by Psalm 1 nie. Sien, Psalm 1 is ongelooflik eerlik, amper te eerlik. Die Psalm teken twee lewenswyse, twee paaie, twee uitkomste. Aan die een kant is daar 'n boom en aan die ander kant is daar kaf, 'n boom wat lewe gee en vrugte dra teenoor kaf wat verdroog en wegwaai. In die begin het die kaf dalk soos iets belovend gelyk. Was die potensiaal daar gewees, maar dit het verdroog. En al wat oorbly is 'n stewige volume wat niks beteken nie. Dit lê in hope en wanneer die wind begin waai, bly daar niks hoor nie. So is dit ook met saad. Party ontkiem vinnig. Party lyk baie belovend. Party groei vir 'n wyle baie sterk, skiet uit bo die ander bome. Maar wanneer die seisoen draai, wanneer die son begin warm word, wanneer reën bietjie langer wegbly as gewoonlik, op die ou ende is daar net seker is wat bly staan. Psalm 1 sê vir ons, die verskil lê nie in hoe alles begin nie. Die verskil lê in wat bly staan. Met die klem op die woorde bly. Psalm 1 gaan dan verder en sê iets baie belangriks. 'n Boom geplant by waterstrome. Nie toevallig nie. Nie per ongeluk nie, maar geplant met 'n doel. Johannes 15 neem daai gedagte 'n stap verder. Jesus sê, bly in my. En dit is presies hier waar hierdie twee tekste
by mekaar kom, waar hierdie twee tekste so bietjie aan mekaar begin raak. Want 'n boom is nie net geplant nie. 'n Boom is verbind. En dit is moontlik om geplant te wees, maar om los te raak. Dit is moontlik om in die koninkryk of in 'n gemeente of in 'n kerk te wees, maar nie meer naby aan die bron nie. Om soos 'n saad te staan beteken om te bly waar die lewe vloei. Om nie weg te skuif wanneer dit ongemaklik raak nie. Om nie jou wortels te lig wanneer geloof begin swaar voel nie. Om te bly is 'n keuse. Jesus gebruik een woord oor en oor in Johannes 15. En dis die woord bly. Nie wanneer jy lus is nie. Nie wanneer dit noodwendig maklik is nie. Nie wanneer alles sin maak nie. Bly. 'n Saad word nie 'n boom omdat dit gemaklik is nie. 'n Boom staan nie omdat hy deur net goeie tye gegaan het nie. 'n Boom staan omdat 'n saad gebly het. 'n Saad word 'n boom omdat hy bly staan. Om soos 'n saad te staan beteken om te bly selfs wanneer ons begin twyfel. Om soos 'n saad te staan en soos om 'n boom te bly beteken om te bly al is ons moeg. Om soos 'n saad te staan beteken om te bly al verstaan ons nie hoekom gebeur sekere dinge nie. Om te bly is nie 'n gevoel nie. Dit is 'n keuse wat ons elke dag moet maak. En tot nou toe het ons gepraat oor om geplant te wees vir 'n spesifieke doel, om verbind te bly en om daai keuse te maak. Maar Psalm 1 en Johannes 15 is ook eerlik genoeg om vir ons te sê wortels word nie diep in gemak nie, maar in weerstand. Jesus sê elke loot wat vrug dra, snoei hy, sodat dit meer vrug kan dra. En dit is een van daardie woorde wat ons baie maklik geestelik probeer versag. Maar dit bly 'n ongelooflike en 'n harde beeld. Iets wat jy dalk liefgehad het, word afgesny. Iets wat jy gewoond was aan, verdwyn. Iets wat selfs goed en belovend gelyk het, gaan verlore. Maar snoei is nie God wat ons kleiner maak nie. Snoei is God wat ons voorberei vir iets groters. Psalm 1 praat van 'n boom wat nie verdroog nie. Selfs wanneer die seisoene draai. Selfs wanneer ons self deur wintertye in ons eie lewens gaan. Johannes 15 wys vir ons hoekom. Omdat die Vader sorg vir die wat groei. Omdat die Vader sorg vir die lote wat aan hom verbind is. Hy is die boer. Hy is die een wat weet watter tak vrug dra. Hy is die een wat weet wat se takke om af te sny wat energie by ons steel. Sien storms, droogtes en seisoene van verlies of onsekerheid beteken nie ons groei verkeerd nie. Dikwels beteken dit dat ons wortels dieper ingetrek word. En dit is waar 'n saad besluit of hy gaan loskom of hy gaan bly staan. Om te staan soos 'n saad beteken nie ons gaan altyd sterk voel nie.
Dit beteken, ons gaan bly, selfs wanneer ons nie verstaan nie. En dan bring Psalm 1 en Johannes 15 ons by dieselfde punt uit, sonder om dit te romantiseer. En hy sê, vrug is die teken van 'n lewe wat bly. Psalm 1 sê, hy gee sy vrug op die regte tyd. Johannes 15 sê, wie in my en ek in hom dra baie vrug. Vrug is nie onmiddellik nie. Om vrug te dra is nie 'n konstante nie. Dis seisoonaal. Maar waar daar 'n wortel is, wat deur die moeilike seisoene gegaan het, wat toegelaat het dat God hulle gesnoei het, wat gebly staan het langs die lewende stroom wat God is, sal dan vrug dra. 'n Boom, interessant genoeg, dra nie 'n vrug vir homself nie. Hy dra die vrug vir die rondom hom wat verbykom, vir die wat moeg is, vir die wat honger is, vir die wat 'n bietjie skaduwee nodig het. En dit is waar vandag se boodskap sy laaste draai maak. Om soos 'n saad te staan is nie net vir jou eie geloof nie. Dis nie net iets wat jy vir jouself doen nie. Dis iets wat jy vir jou gemeenskap doen. Dis iets wat jy vir jou gesin doen. Dis iets wat jy vir jou gemeenskap doen. Dis iets wat jy vir jou kinders doen, jou kollegas by die werk, om vir hulle die vrug te dra. Psalm 1 begin met 'n pad. Johannes 15 eindig met 'n uitnodiging. Die pad vra, waar loop jy? Die uitnodiging vra, waar bly jy? Die wind gaan waai. Die seisoene gaan draai. Hulle gaan kom en gaan. Daar gaan oomblikke kom waar dit gemakliker wees om los te raak, om nie meer te bly staan nie, om weg te skuif, om op te gee, om kaf te word. Maar vandag staan hierdie twee tekste saam voor ons en sê, ek moet nie net begin deur net te glo nie. Ek moet staan in daai geloof. Ek moet staan soos 'n saad. Staan wanneer dit droog raak. Staan wanneer ek gesnoei word. Staan wanneer ek nie die vrug sien nie, maar God besig is. Sien, want nie elke saad word 'n boom nie. Maar elke boom wat staan, word 'n seën. Mag ons in hierdie week geplant bly by die waterstroom. Mag ons verbind bly aan Christus. Mag ons diep gewortel wees in God se woord. Mag ons bome hierdie week vrugte dra vir die mense rondom ons. En wanneer iemand by ons verbykom, mag hulle iets sien. Nie van ons eie krag nie, maar van die lewende God, wat ons bron is, wat ons boer is, wat ons nie net lewe gee nie, maar wat elke dag ons versorg. Amen. Ons hemelse Vader, ons gaan nie op ons eie kan staan in die week nie. Here, ons het U nodig. Here, en ons wil vanoggend vir U kom vra, maak ons sterk. Gee ons die krag dat ons gewortel sal bly. Here, dat ons sal uit U, die stroom van lewe, dat ons vanuit hierdie stroom sal krag trek elke dag. Here, wil U ons help om te bly staan. Here, sodat ons 'n vrug kan wees, 'n vrug van die goedheid, 'n vrug van die sorg,
U genade en u liefde in hierdie wêreld wat honger is en wat dors is. Amen. Terwyl die dankoffers opgeneem gaan word, wil ek graag 'n ander afkondiging net met julle deel. So, ek het vergeet om te noem, en toe ek nou dankoffers sien, toe val dit my by, ons as gemeente gaan begin om so 2 keer 'n maand by die deure weer kollekte op te neem. En op spesiale geleenthede soos met Paasfees en met Kersdiens. Maar daardie kollekte gaan ons spesifiek een kant hou vir barmhartigheid in die gemeente. Ons weet van ongelooflike mense wat deur ongelooflike slegte omstandighede getref is. Mense wat nie daar ver is in 'n ander land of in 'n ander dorp nie. Mense wat hier in ons gemeenskap is. Mense wat dalk in die gemeente is, wat deur moeilike tye gaan. Mense wat hulp nodig het. En daarom het ons dit goed gedink om te begin met hierdie barmhartigheidsfonds wat ons die deurkollekte gaan gebruik. En indien dit op jou hart druk, kan jy ook bydra tot die barmhartigheidsfonds. Maar so en daarom gaan ons nou vanoggend ook kollekte by die deur opneem. En die barmhartigheidsfonds, julle kan vir Mariska of vir my skakel. Dit gaan regtig om vir mense te help waaraan nood is. En soos ek sê op die stadium, weet ons van ten minste 2 gevalle in die gemeente wat swaar kry. En wat op nommer 99 vir ons gesê het, maar ons sukkel. En daarom het ons dit goed gedink om ook so met hierdie barmhartigheidsfonds te begin. Want wat anders is ons dan hier om te doen as ons nie is om die mense te help rondom ons wat sukkel nie. So asseblief, ons gaan nou vanoggend kollekte weer by die deur opneem en dan so 2 keer 'n maand gaan ons voortgaan met hierdie barmhartigheidsprojek. So hou dit ook maar net in gedagte. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, Here, dankie vir hierdie dankoffers wat ons as 'n gemeente ontvang. Here, U weet wat die behoefte van hierdie gemeente is. Here, U ken ons uitdagings en U weet waar ons struikel, waarmee ons struikel. Here, wil U ons as 'n gemeente die wysheid en die insig gee om dit wat U vir ons tydelik gee reg te bestuur ten bate van U koninkryk. Ons loof en ons prys U groot en heilige naam alleen. Amen. Kom ons staan, dan sluit ons af met lied 516. Gaan in die lig van die Here. Mag die God wat die koers van ons lewens rig,
ons vul met sy hoop, ons dra deur sy genade, ons lei met sy gees. Mag Christus die lig wat kom, ons elke dag bewaar. Mag sy vrede oor ons rus, en mag ons die vlam van hoop wees in 'n wêreld wat gebroken is. Gaan die week en weet, die Vader, die Seun en die Heilige Gees sal elke oomblik by ons wees en in ons bly. Amen.